julle, so vandag gaan ons begin om te verduidelik as ons nou 'n KOE, KBE, DE en DAE moet doen. So die transaksies is heeltemal die mekaar dat ons dit moet doen. Dan moet ons ook die algemene grootboekrekeninge doen van handelsvoorraad, debiteure, kontrole, bankverkope, koste van verkope en debiteure afslag. Hulle gee vir ons die beginsaldo's. En dan begin hier so die transaksies. So ons gaan eers begin weer, wat is in watter joernaal. So, Marna ontvang R350 kontant vir kombuisware wat sy aan 'n klant verkoop het. So dis weer 'n keer kontant verkoop. So dan weet ons, dit kom in ons KOE. Volgende een is, Marna ontvang R1200 kontant vir winkelhuur van 'n winkelruimte. So dis weer 'n keer ontvang kontant. So dan weet jy, dit is in die KOE. Marna koop kombuisware kontant. So nou koop sy dit. Daarom gaan dit nou 'n KBE wees, van sy koop dit. So jy moet nie net as jy die woord sien kontant aanneem, dit is KOE nie. Dit kan, as dit koop is dit ook KBE, want sy koop dit. So dis 'n betalingsjoernaal. Marna ontvang R800 rente op haar spaarrekening van Absa Bank. So jy weet ook as hulle rente inkomste, dit gaan ook in jou KOE wees. So ontvang rente is in die KOE. Marna betaal die munisipaliteit R1800 kontant vir water en elektrisiteit vir haar winkel. Weer 'n keer betaal en kontant beteken dit is KBE. Marna ontvang R2200 kontant van debiteur Ben Malan wat sy betaling van sy skuld. So weer 'n keer ontvang kontant beteken dat dit in jou KOE gaan wees. Marna verkoop goedere op skuld. So as sy goedere verkoop op skuld, beteken dit dat dit in jou DE gaan wees. Marna koop winkelrakke kontant. Weer eens, sy koop kontant, so dit gaan in jou KBE wees. Marna ontvang R4750 kontant vir huishoudelike items wat sy aan 'n klant verkoop het, so dit is kontant verkope. Soos weer 'n keer KOE. Marna betaal die advertiser kontant, so weer eens KBE. Dan Marna ontvang R950 kontant van All Adams vir winkelhuur, so is weer 'n gedeelte, dit gaan weer KOE wees. Marna verkoop goedere op skuld, dan is dit weer 'n keer DE. Marna ontvang R450 vanaf Absa vir rente op haar spaarrekening, so dit kom weer in jou KOE. Marna koop skryfbehoeftes kontant, so koop kontant is KBE. Marna ontvang R3000 kontant vir betaling van haar rekening, so weer 'n keer KOE. Marna verkoop goedere op skuld aan Pieter Schmidt, so verkoop goedere op skuld is DE.
Marna gee 10% afslag vir Ben Malan, omdat hy betyds betaal het. So, as ons gee afslag, want hy is 'n debiteur, afslag, keer 1. Afslag op sy skuld, so dan weet ons, dit is ons DAJ. Pieter Smit stuur goedere terug, wat hy op skuld gekoop het. OK, stuur goedere terug. En ook daai kredietnota sê ook vir jou dat dit DAJ is. OK, so nou dat ons dit klaar besluit het op, gaan jy begin om dit oor te boek. So weer eens, ek hou eers daarvan om net vir my dit te haal. Dis die kontant ontvangsjoernaal, so jy KOJ van Marna se Markie. En hierdie transaksies is vir Augustus 2025. Augustus maand is die 8ste maand, so dit gaan KOJ 8 wees. So nou begin ons eerste. Die eerste een sê Marna ontvang R3.500 kontant vir kombuisware wat sy aan 'n klant verkoop het. So, dit is, hulle sê nie wie nie, so dit is, brondokument gaan KRR wees. Op die eerste, besonderhede gaan ons sê kontant. Jy kan ook sê verkope, dan is dit ontleding van ontvangste R3.500. Dis die enigste transaksie wat op die eerste plaasgevind het. So, daarom gaan jy dit moet onderstreep en jy gaan dit moet bank. So, jy onderstreep dit en jy gaan bank dit. OK, so dis kontant verkope, so dis onder verkope, en dan natuurlik moet jy jou koste van verkope uitwerk. Nou onthou, koste van verkope, werk jy altyd, jy vat jou verkoopprys maal 100 oor 100 plus jou winsopslag, nou dit is 50% winsopslag. So dit werk uit op R2.333.33. OK, so die eerste transaksie is oorgeboek. Dan op die tweede, Marna ontvang R1.200 kontant van 'n winkelhuur van A. Adams, wat die winkelruimte by haar huur. So as hulle die persoon se naam gee, dan weet ons is 'n kwitansie. As hulle nie die kwitansie-nommer gee nie, sê net 001. 2. A. Adams. OK, dit is die enigste transaksie vir die dag. So, ons onderstreep dit. En ons gaan bank dit. Dit is nie van verkope nie, so dit gaan nie in koste van verkope nie, dit is nie debiteure kontrole nie, so ons gaan dit onder diverse sit en dit is huurinkomste. Onthou weer eens om die woord inkomste by te sit, want hier kan 'n uitgawe wees of 'n inkomste. En dit is 'n inkomste, so dit is 'n nominale rekening. Dan op die vierde, Marna ontvang R800 rente op haar spaarrekening van Absa Bank af. So onthou, as jy geld ontvang van die bank, gaan jou brondokument bankstaat wees. Dit is op die vierde, gaan sê Absa. Dan is dit R800, dis die enigste transaksie vir die dag. So, jy onderstreep dit en jy gaan bank dit. Dis nie verkope nie, dis nie debiteure kontrole nie, so ons gaan dit onder diverse moet sit. En dit is weer eens sê rente inkomste, want jy kry rente uitgawe ook. So, nominaal. Dan is dit hier so sêste, Marna ontvang R2.200 kontant van debiteur Ben Malan vir die betaling van sy skuld. So ons sou ook vir 'n kwitansie uitgereik het. Dit is op die 6de B Malan. Nou jy kan kyk
Op jou debiteure lys, gewoonlik as hulle saldo sê hulle Benmalan is D2, so by folio moet jy sê D2. Okay. Dan is dit ons het, dit is op die 6de, so ons het R2200 ontvang van hom. Dit is die enigste transaksie vir die dag, so onderstreep dit, gaan bank dit, en as 'n debiteur skuld betaal, gaan dit onder debiteure kontrole. OK. Dan soos klaar met hom, die volgende pink 1 is hierso. Marna ontvang R4750 kontant vir huishoudelike items wat sy aan 'n klant verkoop het, so dis kontant verkope. So dit is KRR op die 9de, so jy kan sê kontant of verkope. Dan is dit, die bedrag is R4750. Dit is die enigste transaksie vir die dag, so onderstreep dit en gaan bank dit. En dit is onder verkope, maar nou moet jy uitwerk wat is die kosprys, so R4750 maal 100 gedeel deur 150 werk uit op R3166,67. OK, dan gaan ons kyk na die volgende KOE transaksie is op die 11de, Marna ontvang R950 vir kontant van A. Adams vir winkelhuur. So, ons sou weer vir hom 'n bankstaat kwitansie uitgereik het, so dis 003. Op die 11de, A. Adams, R950. Dis die enigste transaksie vir die dag, so ons onderstreep dit, ons gaan bank dit, en onder diverse sê ons dan weer is 'n nominaal, en dit is huurinkomste. Op die 13de ontvang R450 van Absa Bank van rente op spaarrekening, so weer eens ons gaan 'n kwitansie uitwerk. Uitreik die 13de Absa. R450 is die enigste transaksie vir die dag. Onderstreep dit, gaan bank dit, en dit is onder diverse vir renteinkomste. Skus, ek het 'n fout gemaak, dit is nie 'n kwitansie wat ons uitreik nie. Dis 'n bank wat dit oorbetaal, so dit wys op ons bankstaat. So dit is nie kwitansie nie, dit is bankstaat. OK, dan op die 15de, Marna ontvang R3000 kontant van 'n debiteur Elsie B. Jacobs as betaling van haar skuld. So, nou gaan ons sê 004, dit is op die 15de, E. Jacobs. OK, so ons kan weer kyk op ons saldos. E. Jacobs, Elsie B. Jacobs is D1, ek gaan sê D1. Dan is dit R3000, dis die enigste transaksie vir die dag, so ons onderstreep dit, ons gaan bank dit, en dit kom onder debiteure kontrole. Nou, dit is al ons KOE transaksies vir hierdie maand. So, onthou jy tel nooit ontleding van ontvangste op nie, so dis nie nodig om sy kolomme te onderstreep nie. Dan trek jy 'n lyn bo en onder, en jy tel die totale op. So, die bank werk uit op R16.850, verkope werk uit op R8.250, koste van verkope werk uit op R5.500, debiteure kontrole werk uit op R5.200, en dan diverse is R3.400, bank is 'n bates rus balansstaat
verkope is 'n inkomste, so dis nominaal. Koste van verkope is 'n uitgawe, so dis nominaal. En debiteure kontrole is 'n bates, so dit is balansstaat. So ons is klaar met ons KOJ. Nou gaan ons volgende ons KBJ doen. Nou ons het ons KBJ gehighlight met hierdie perskleur. Dan sê ons van Marna se markie vir Augustus 2025 KBJ 0.8. Okay, so die groot ding met 'n KBJ is, elke besigheid se kolomme gaan verskil. Dit hang almal af aan wat betaal jy meeste jou uitgawes. So almal gaan 'n bank hê en almal gaan diverse, maar hierdie handelsvoorraad en loon is net 'n voorbeeld. So, die eerste transaksie wat in die KBJ was die derde, Marna koop kombuisware kontant vir R5.000 by Marco handelaars. So, dokumentnommer, onthou ons betaal altyd EFO, so dit wys op die bankstaat. Dit is op die derde. Naam van begunstigde, jy skryf hierso nee, wie betaal jy? So dis Marco handelaars. Okay. Die totaal wat ons gekoop het was R5.000 in die bank, want dit gaan deur die bank en ons het gesê ons koop kombuisware, onthou ons is so Mr. Price, so dit is met ander woorde ons handelsvoorraad, dit is die produkte wat ons verkoop. Dan sê ons die volgende pers 1 is op die 5de, Marna betaal die munisipaliteit R1.800 kontant vir water en elektrisiteit van haar winkel. So, weer eens, dit sal per EFO wees, so dis bankstaat. Dit is op die 5de. Dit is die munisipaliteit wat ons betaal. Die bedrag is R1.800 en dan, dit is nie handelsvoorraad nie, ons betaal nie vir lone nie, is vir water en ligte, so dit gaan na diverse toe. En water en elektrisiteit is 'n uitgawe, so dit is 'n nominale rekening. Dan is ons besig met die volgende een is op die 8ste, Marna koop winkelrakke kontant vir R3.200 by MN groothandelaars. Onthou, jy gaan nie winkelrakke verkoop nie, dit help ons om ons produkte uit te stel, so dit is toerusting, dit val onder toerusting. So, bankstaat, op die 8ste, dit is MN groothandelaars. Okay, dan is dit R3.200 in die bank, dit is nie handelsvoorraad nie, dit is nie onder lone nie, dit is onder diverse. En dit is toerusting. Nou, toerusting is 'n bate, so dis 'n balansstaatrekening. Dan die volgende een is op die 10de, Marna betaal advertiser R2.500 vir advertensiekoste. So, ons sal weer per EFT, so, dis op die 10de, advertiser R2.500 en dan is dit by jou diverse rekeninge R2.500 en ons gaan sê advertensies. Jy kan ook sê reklame is ook reg, dit is 'n uitgawe, so dis 'n nominale rekening. Dan die volgende een is op die 14de, Marna koop skryfbehoeftes kontant vir R650 by CNA. So, weer 'n keer op die bankstaat, op die 14de, CNA, en dan is dit R650 en ons koop skryfbehoeftes, so R650 gaan hierso kom. En dit is skryfbehoeftes. En dit is 'n nominaal en dit is 'n uitgawe.
So dit is die enigste KBE transaksies. So ons gaan dit nou onderstreep. Okay. As jy bank optel, gaan dit uitwerk op R13.150. Hierdie is R5.000 en dan sal jou diverse rekeninge uitwerk op R8.500. Okay, banke se bate, so dis balansstaat en handelsvoorraad is ook 'n bate, so dit is balansstaat. Okay, nou gaan ons volgende na ons debiteure joernaal toe. Nou ons debiteure joernaal het ons in hierdie groen gehighlight. Steë. So, nou sal ons sê van Marna Samarki vir Augustus 2025 en Augustus maand is die 8ste maand. So, ons het, as jy kan sien, daar's net 3 transaksies. Okay. So, Marna verkoop sy goedere op skuld aan Ben Malan vir R2.900. So, dit gaan faktuurnommer, as hulle nie sê nie, is 001. Dit is op die 7de. Die debiteur is B. Malan. Okay, en sy folio, hy is D2. En dan sy skuld wat hy gekoop het is R2.900. Okay, nou moet jy weer die verkoopprys uitwerk. So jy gaan presies dieselfde doen. Jy gaan sê R2.900 maal 100 gedeel deur 150 en dit werk uit op R1.933.33. Volgende een is op die 12de. Marna verkoop goedere op skuld aan Else B. Jacobs vir R3.800. So dit is 002. Dit is op die 12de. Dis E. Jacobs. Sy is D1. Dit is R3.800. Weereens, jy werk jou kosprys van verkoop uit deur te sê R3.800 maal 100 gedeel deur 150 werk uit op R2.533.33. Dan die laaste een is op die 17de. Marna verkoop goedere op skuld aan Pieter Smit R4.100. So 003 op die 17de. Dit is P. Smit. Hy is D3. Sy verkope is R4.100. En as jy weer 'n keer dit uitwerk, is R2.733.33. Okay, so is klaar met jou debiteure joernaal. So, jy onderstreep dit bo en onder. En jy tel jou totale bymekaar. So hierdie is R10.800 en hierdie werk uit op R7.199.99. Verkoop is 'n uitgawe, so dis nominaal, koste van inkomste, dis nominaal, koste van verkoop is 'n uitgawe, so dit is nominaal. Nou, ons debiteure afslagsjoernaal het ons in hierdie shocking pink gehighlight. Van Marna Samarki vir Augustus 2025 en dis DOJ 8. Okay, so, ons het dit is net daai laaste 2 transaksies. Op die 18de gee ons afslag van Ben Malan, omdat hy sy skuld van R2.900 betyds betaal het. So, ons gaan nou net sê, op die 18de, brondokument is kredietnota 001, op die 18de, B. Malan, D2. So, nou moet ons 10% uitwerk van dit,
van die skuld, want ons gee hom 10% afslag, so dit werk uit op R290. Hy stuur nie produkte terug nie, so ons gaan niks by koste van verkoop beskryf nie. Dan op die 20ste Pieter Smit stuur goedere terug, omdat hy wat hy op skuld gekoop het, van R450, reik 'n kredietnota uit, so dit is 002. So op die 20ste, P. Smit, en hy is D3, so hy stuur R450 se produkte terug, ons werk weer die kosprys van verkoop uit, dan werk dit uit op R300. Ons gaan die totale nou by mekaar tel. So die debiteerde afslag werk uit op R740 en koste van verkoop is R300. So dit is 'n uitgawe, so dis nominaal, en 'n uitgawe, so dis nominaal. Kyk, nou gaan ons die algemene grootboek oorboek. So weer eens, ons begin altyd eerste van Marna Samarki. Jy gaan eers vir jouself neerskryf, want ons gaan eers ons saldos moet doen. Maar skryf eers vir jouself neer, aan watter kant word dit meer en minder. Handelsvoorraad is 'n bate, so dit word meer aan ons debietkant en minder aan ons kredietkant. Debiteerde kontrole word meer aan ons debietkant en minder aan ons kredietkant, want is 'n bate en bank ook. Dan met ons verkope is 'n inkomste, verkope word meer aan ons kredietkant en minder aan ons debietkant. Koste van verkope is 'n uitgawe, so uitgawes word meer aan ons debietkant en minder aan ons kredietkant, en debiteerde afslag is ook 'n uitgawe, so dit word meer aan ons debietkant en minder aan ons kredietkant. Dan begin ons eers om ons saldo's oor te boek aan die kant wat dit meer word. So jy gaan nou met ander woorde hierdie totale gebruik. So handelsvoorraad is 2025 Augustus die 1ste saldo afgebring, en handelsvoorraad se totaal is 20.300. Debiteerde kontrole 2025 Augustus die 1ste saldo afgebring, en debiteerde kontrole is 7.300. Bank is 2025 Augustus die 1ste saldo afgebring 15.000. Verkoopsin 2025 Augustus die 1ste saldo afgebring, en dit is R6.000. 2025 Augustus die 1ste saldo afgebring, en dit is koste van verkoopsin is R4.000. Debiteerde afslag is 2025 Augustus die 1ste saldo afgebring, en dit is R2.000. Okay. So nou dat jy jou saldo's oorgeboek het, nou kan jy begin om jou totale van jou kolomme oor te boek. Okay, so die eerste een is handelsvoorraad. Nou, handelsvoorraad is die fisiese produk. So, in die KOJ, die verkope wat jy het, dis jou produk wat jy verkoop het. Maar jou kosprys van verkoop is hoeveel dit jou gekos het. So met ander woorde, jy gaan jou kosprys van verkope se totaal gebruik. Jy gaan jou handelsvoorraad se totaal gebruik in jou KBJ, en dan gaan jy by jou DJ en DAJ jou kosprys van verkope, want dit is hoeveel dit vir jou gekos het om hierdie handelsvoorraad aan te koop. So ons gaan eers die KOJ sin doen. So ons gaan ons kosprys van verkope se totaal vat, en ons gaan hom oorboek. Onthou, in die KOJ jy verkoop dit, so jou handelsvoorraad word minder. So dit gaan aan ons kredietkant wees.
2025 Augustus, dis altyd die laaste dag van die maand, so dit is 31, dan gaan jy sê koste van verkope, want dit is jou koste van verkope se kolom se opskrif. In die KOE, en dit is R5.500. Ok, in die KBJ, jy het nou handelsvoorraad bygekoop. So met ander woorde, dit gaan bykom. So, koste van verkope, dis KBJ 8, en ons het R5.000 se handelsvoorraad gekoop. Dan, jou debiteure joernaal, jy het weer produkte verkoop, so jou handelsvoorraad moet minder word, so jy gaan hier die totaal van die kosprys van verkope oorboek. So as hy minder word, kom aan die kredietkant, so koste van verkope. Dit is jou DJ8, R7.199,99. En dan jou debiteure afslagsjoernaal, jy kry die produkte terug, so jou handelsvoorraad word meer, so jy gaan hierdie R300 oorboek. So, jy gaan sê, dit is weer nog steeds koste van verkope. Dit is jou DAJ8, en dit is R300. Kijk, so, nou moet jy kyk watter kant is meer, en dit is natuurlijk hierdie kant van die 20.000 net vir sy saldo. Ok, so jy onderstreep bo en onder, dan tel jy al hierdie bymekaar, en dit werk uit op 25.600. So, nou skryf jy, vat jy hom hierso, skryf jy hom net aan die ander kant ook, en nou gaan jy sê 25.600 minus 5.500 minus R7.199,99. Dit werk uit op R12.900,01. Jy sê nou saldo oorgebring, en dan bring jy dit net af na die volgende maand toe, so dis 2025, September, die eerste saldo afgebring, en dit is R12.901. Kijk, nou, jou debiteure kontrole rekeninge, dit het niks te doen met jou KBJ nie, jy het 'n debiteure kontrole rekening in jou KOE, natuurlik jou 2 debiteure joernale, daar gaan jy weer werk met jou verkoopprys, of jou debiteure afslag. So onthou, in die KOE, hierso beteken dit mense betaal hulle skuld. So, hulle skuld word minder. So, ons gaan aan ons kredietkant werk. So, daar gaan jy nou sê, jy kan nie sê in debiteure kontrole nie. So, jy sê bank, KOE 8, en jy gaan debiteure kontrole se totaal oorvat, en dit is R5.200. Ok. In jou debiteure joernaal, hierso het mense op skuld gekoop. Jou verkope is jou wat hulle op skuld gekoop het, hulle skuld word meer. So ons gaan aan ons debietkant hierdie R10.800 oorboek. Maar nou sê ons verkope, want dis die verkope se totaal. En dit is R10.800. In jou debiteure afslag, mense kry weer afslag of hulle stuur produkte terug, so hulle skuld minder. So ons gaan nou weer werk aan ons kredietkant. Nou gaan jy sê debiteure afslag, want is jou debiteure afslag se totaal. Ok, dit is DAJ8 en dit is R740. Nou, omdat hulle gelyk is, gaan jy 'n lyntjie ooplos. Nou moet jy kyk, watter kant gaan die grootste bedrag wees? En dit is duidelik dat dit ons debietkant gaan wees. So, jy gaan jou debietkant alles bymekaar plus, en dit werk uit op 18.100, en jy bring dit ook oor aan hierdie kant. Nou gaan jy sê 18.100 minus 5.200
minus 740 werk uit op R12.160. Saldo oorgebring en dan bring ons hom net weer af. So 2025 September die 1ste saldo afgebring R12.160. OK, by bank. Hier gaan jy net jou totale van jou KOJ en jou KBJ bymekaar sit. Nou onthou, jou KOJ, jou bankgeld in jou bank word meer, so hy gaan aan ons debietkant. Maar onthou, jy kan nie in bank sê bank nie, so jy gaan sê totale ontvangstes. KOJ 8 en die bedrag is 16.850. Nou jou bank se totaal in jou KBJ, onthou dit is hoeveel uit die bank uit die maand uit gegaan het vir uitgawes. So, ons gaan nou met ander woorde moet kyk en dit is R13.500. Nou, 13.150, sorry. 2025 Augustus die 31ste. Nou sê ons totale betalings. KBJ 8 en daardie totaal is 13.150. Nou natuurlik gaan jou debietkant meer wees. So, jy onderstreep jou totale. En jy tel dit nou bymekaar, dit werk uit op R31.850. Skryf dit aan die ander kant ook. Dan sê jy 31.850 minus 13.150 werk uit op R18.700 uit. So saldo oorgebring en dan bring jy dit net weer af. So 2025 September die 1ste saldo afgebring 18.700. Ja, nou is ons klaar met die balansstaat. Nou is ons by die nominaal. Nou meeste van die tyd met die nominaal werk jy altyd aan dieselfde kant en jy tel net die totaal bymekaar. So, jou verkope. Waar het jy oralste verkope totale? Jy het dit in jou KOJ en jou DJ en jou verkope word meer. So jy gaan jou KOJ vat en jy gaan nou R18.250 se totaal oorboek. So 31ste en dan gaan nou mense, jy kan nie sê in verkope nie, omdat dit in die KOJ is, gaan ons sê bank, KOJ 8 en dan gaan ons daar sê die totaal is 8.250. En dan natuurlik in ons debiteure joernaal, ons het hier ook 'n verkope totaal. Ons verkope word ook meer, alhoewel dit op skuld is, dit maak nie saak nie, ons gaan geld inkry vir dit. So, jy gaan daar nou sê debiteure kontrole. DJ 8 en dan gaan jy die totaal oorboek van 10.800. Al wat jy net nou gaan doen is, jy gaan nou net jou totale optel, so jy onderstreep die totale bo en onder en tel by mekaar en dit werk uit op 25.050. OK, nou, ons koste van verkoop is die enigste een wat aan albei kante het, omdat ons te doen het met handelsvoorraad en ons kry in en ons verkoop dit. So, jy het 'n koste van verkope kolom in jou KOJ, jy het 'n handelsvoorraad kolom in jou KBJ, jy het in jou DJ en jou DAJ. So, dit is net, jy gaan net nie jou handelsvoorraad wat jy aangekoop het in jou KBJ oorboek nie, die res gaan jy alles oorboek. So, ons koste van verkope hierso. OK. Nou, in die KOJ, dit word meer. So, ons gaan op die 31ste en jy gaan sê handelsvoorraad
KOJ8 en jy gaan daai totaal van R5.500 oorboek. Dan in jou debiteure joernaal het jy ook 'n koste van verkope kolom. Dis daai R7.199.99. So ons gaan ook sê handelsvoorraad, want onthou kosprys van verkope is hoeveel dit ons gekos het om daai handelsvoorraad aan te koop. OK. So dit is daai R7.199.99. En dan is die laaste een, het ons ook 'n koste van verkope in ons DA'e. Nou, dit het net te doen met, omdat ons dit teruggekry, so dit is basies nou weer minder. So 2025 Augustus die 31ste. Nou hierso gaan jy ook weer sê handelsvoorraad. DA'e 8 en dit is R300. Nou kyk jy weer watter gedeelte is die meeste en dit gaan natuurlik jou debietkant wees. Maar maak altyd seker as dit baie naby aan dieselfde is, tel eerder albei totale bymekaar en werk dit eers uit. So dit is R16.699.99. So ons gaan dit ook hierso skryf. Nou gaan jy sê die R16.999.99 gaan ons ook hier oorboek. Ons gaan sê minus, so dit is saldo oorgebring en dit is nou R16.399.99 en dan bring ons dit net af, so 2025 September die 1ste saldo afgebring en dit is R16.399.99. Nou die laaste een wat ons moet oorboek is jou debiteure afslag en jy het net een debiteure afslag kolom en dit is in jou debiteure afslagsjoernaal. So al wat jy net hier gaan sê is debiteure kontrole, want jy kan nie sê in debiteure afslag nie. Debiteure kontrole, DA'e 8 en jy gaan daai totaal van R750 oorboek. En onderstreep dit en tel dit bymekaar. So dis R2.740. So dit is hoe om 'n gemengde transaksie te doen van KOJ, KBJ, jou DJ en DA'e en dan ook om van die rekeninge oor te boek.